Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. En ek wil jou uitnooi, gaan kyk na die boek Judas. Ons is die heeltyd besig met hom. Dis 'n incredible boek. Een hoofstuk in die Bybel, maar is 'n baie goeie hoofstuk. Hier teen Judas 1:20 gaan sê hy, ek wil jou help hoe om op die regte pad te bly. En dan sê hy iets van, gaan kyk of groei in jou geloof, bid in die Gees en bly in die krag van die Heilige Gees. En dan sê hy, bly in die liefde wat God het vir jou in Jesus. Ek wil net oor daai krag gou met jou praat. Onthou jy Jesaja 40, ek dink almal van ons ken hom. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Jong mense word moeg en mat en daai skrif inspireer jou en my om wat te doen? Om op die Here te wag. En dis wat dit beteken om in die Gees te bid. So hier is my uitdaging vir elkeen van ons. Wil jy nie Jesaja 40 weer gaan lees op jou eie nie? En net sê, wat beteken dit op die Here te wag? En met krag te vertrou dat ek kan opvaar in arendvleuels. Jong mense word moeg en mat, maar die wat op die Here wag, kry krag. Ek gaan dit nie vir jou lees vandag nie, doelbewus nie. Ek wil hê jy moet gaan, jou Bybel vat, Jesaja 40 gaan lees en weer besluit, ek gaan in die Gees bid. En dat die Here my volmaak met sy krag, dat ek 'n inspirasie sal wees vir mense om my. Hoekom? Omdat ek op die Here vertrou, omdat ek die regte pad stap die hele jaar. Sterkte daarmee en kom ons leer, kom ons oefen regtig. Jesaja 40. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En ons vaar op met vleuels en ons beïnvloed die mense om ons en ons leer hulle om ook op die Here te wag. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir daai mooi geskrif wat vir duisende jare bewaar gebly het. Jesaja 40. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Jong mense word moeg en mat, maar die wat op U wag, dankie daarvoor, Here. Help elkeen van ons om in die Gees te bid en op U te wag. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan en ek sien jou weer.